Kom by Considerata SA. Ek het al 'n paar keer my liefie kom kuier, maar ons gaan nou 'n bietjie begin praat oor die groter prentjie, die plan en wat alles agter dit staan en waartoe hierdie man se kopie staan. Kom luister, kom leer en kom vind 'n bietjie uit wat is Considerata eintlik en wat is daai prentjie wat Johan sien. Johan, hoe gaan dit? Goed met jou, Tinus. Dis baie dankie. Johan, ek sommer so in die deur aanval en half sê jy is eintlik in jou hart maar 'n kommersiële boer. Dit is wie jy is, dit is wat jy hou van doen, jy hou van die goed en dit is waar jou liefde vir die beeste en die hele ding lê. Maar jy stoet kom jy al jare mee. Hoe werk die kom ons begin by hoekom jy 'n prentjie van stoet en kommersieel vir mekaar? Ja, Tinus, so ons het nie enige ander vertakking as 'n beesvertakking in ons boerdery nie. Ons boer bees, 100% bees, van kommersieel tot stoet, tot ons eie diere afrond in ons voerkraal en vir die mark gereed lewer as karkasse. Dit is wat ons doen. So ons plant nie 'n pit graan of groenvoer op hierdie plaas nie. Ons boer net op gras. Ons beeste loop die 365 dae van die jaar op die veld. En daarom het ons gevoel ons moet die ketting volmaak. Omdat ons nie ander vertakkings het, moet ons die beesketting van die begin tot die einde dryf. En dis maar waar die stoet is eintlik die eerste skakel van 'n beesketting, jou eie genetiese vordering te bepaal, jou eie bulle te teel vir jou kommersiële diere. Dis maar eintlik die hoofdoel van die stoetkudde. Daarom is dit vir ons belangrik dat ons stoetdiere presies groot gemaak word soos ons kommersiële diere groot maak. Hulle boer op dieselfde plaas, op dieselfde veld, dieselfde praktyk volg ons in die stoet. En daardeur kan ons kommersiële bulle produseer wat vir ons kommersiële beeste sal werk. Ons kommersiële kudde kom al jare, ons was Simbra kruisteelboere gewees. Voor dit was ons nog Afrikaner boere gewees. So ek meen ons praat nou 50, 60 jaar terug. En jy vorder en jy gaan maar net met die tyd saam. Sintetiese rasse het die mark begin oorneem. Dit maak dit soveel makliker. Jy hoef nie met kruisteeling te sukkel nie. Jy kan eenvoudig net met een ras boer en jy kry nog steeds die beste van albei wêrelde. En dis waar die Droughtmaster ingeskakel het in ons boerdery. En met tyd gaan ons kommersiële kudde totaal oorskakel Droughtmaster toe. Dit vat maar tyd, die opteel van 'n kudde van een ras na ander ras vat maar baie jare, beeste stadig. Ja. Ek slag nou nog koeie wat geen Droughtmaster bloed in hulle het nie, wat nou 15, 16 jaar oud is. So dit vat maar tyd, maar dit is maar waarna toe ons werk. Ja. Johan, die prentjie wat hulle werk en met jy natuurlik met Glenlands, hulle het die Glenlands Afrika begin. Hoe pas Glenlands in hierdie prentjie in as deel van julle stoet? En ek die Engels sê seed stock producer. Maar hoe pas dit in jou prentjie in en wat is dit wat jy vir die mark wil gee binne dit? Ja, Tinus, is maar net nog 'n skakel van die ketting. Jy weet om ons beesboerdery uit te vat na die buiteland toe. Ons het 'n Considerata Australië projek waar ons kommersiële beeste in Australië boer, Droughtmaster, suiwer Droughtmaster beeste. En dan het Darren saam met my 'n vennootskap begin waar ons Glenlands Afrika kudde begin. Die idee is om volbloed Australiese diere in Suid-Afrika te vestig, om te sien hoe die Australiese genetika in ons spesifiek hierdie omgewing van ons hoe hulle hier aanpas, hoe hulle maak. Darren, dit is vir Darren ook belangrik. Jy weet, dis amper 'n navorsingsprojek wil ek half sê. En daardeur gaan ons ook nuwe genetika inbring wat totaal onverwant is aan genetika wat ons al reeds het en so aan. So dis net 'n ekstra fase. Daardeur gaan ons kyk om in die toekoms van die beter diere in die mark beskikbaar te stel. En ek wil nie sê wanneer of hoeveel nie, want dit sal maar bepaal word deur tyd. En natuurlik die diere moet hulle eers self bewys. Ons sal niks verkoop as hulle nie bewys het in Suid-Afrika nie. En dis vir Darren net so belangrik, sy naam is vir hom net so belangrik soos wat my naam vir my is. So ja, en natuurlik ons is die twee grootste kuddes van Suid-Afrika en Australië wat saam kom. Ons het baie dieselfde uitkyk van boerdery. Darren is ook 'n groot kommersiële boer in sy eie reg in Australië met 'n goeie stoet. En hy doen baie wat ons hier doen, ons is maar baie dieselfde. En daarom het ons van die begin af net geklik. Ons praat dieselfde taal, ons verstaan mekaar. En
Ja, dit gaan lekker wees om saam met hom in die toekoms te werk en ons sien uit daarna. Jou volgende veiling wat opkom is eintlik maar meer op die kommersiële boer gemik. Dit is eintlik die mark wat waarin jy belangstel en dit is eintlik hoekom ons wil doen is vir die kommersiële ou. En as jy deur jou plaas vandag gery het en jy sien die ander rasse wat nou al draadmaster bulle gehad het en jy begin die verse sien wat nou hier staan, dan sien jy maar kom al 'n rassiese eenvormigheid wat nou deurslaan. En dit is presies wat hierdie veiling is eintlik gaan nie 'n groot veiling word, is dit nie. Dit is gaan eintlik oor 'n paar jaar gaan dit jou crown jewel wees waar die ouens kan kom draadmaster kommersiële diere koop in die hordes. Ja, dit wel Tinus, die idee is om die veiling 'n tipe van 'n considerata en vriende veiling te maak in die toekoms. Om kommersiële boere betrokke te maak by die veiling, 'n geleentheid te gee om draadmaster diere kommersieel te verkoop, bulle te verkoop, 'n tipe one-stop draadmaster shop te maak waar jy jou draadmaster genetika kom aankoop en verkoop. Dit gaan nie net een veiling wees nie, die idee is om dit uit te brei na miskien 'n veiling elke 3 maande. Want beeste is maar in gebiede verskil, almal speen op ander tye, so is moeilik om net op een dag almal bymekaar te bring. So my idee is om die veiling met tyd uit te brei, ander van ons vennote in besigheid betrokke te maak, van ons vriende in besigheid betrokke te maak en hulle platform te bied waar hulle van hulle bulle kan verkoop en kommersiële boere wat weer aandeel van die bulle wat hulle gekoop het weer te kan kom verkoop. Dit is 'n mondvol verkoop, maar dis die idee, jy weet, om net 'n platform te skep vir mense om handel te dryf en Considerata sal die platform skep, ons sal die ding dryf en ons sal seker maak dat ons die kwaliteit waarborg, die gesondheid en die biosekuriteit waarborg wat vir ons baie belangrik is. Ja, net so 'n bietjie kom ek so 'n bietjie van die punt af beweeg, maar as ons so sien hoe vinnig die ras onder die ouens begin groei en hoeveel kommersiële ouens inkoop en as ek sien hoeveel ouens se bure begin koop want hulle kyk wat gebeur, dan wil dit al wys die draadmaster het besig om sy merk te maak. Die ouens sien dat wat julle van die begin af gesê het, dat hy pas aan nou om neersit, jy moet net reg boer. Ja, Tinus, dit is so, jy weet, ons het daai selfe paadjie gevat, ons het maar begin deur bulle te koop en te sien wat die bulle doen. So as die bulle nie presteer het nie, so ons natuurlik nie met die ras geboer het nie. Soos ek genoem het, ons is 100% afhanklik van beeste vir inkomste. So vir ons was die prestasie van die draadmaster van nommer 1 belang voordat ons verder met hom gegaan het. En die boere wat nou by ons bulle koop, ervaar dieselfde. Die beeste is goed, hulle is eenvormig, hulle is maklik om met hulle te boer. Dis 'n Engelse pel vir my wat sê 'n boerbare bees. Jy weet, dis 'n gemaklike bees om op 'n plaas te hê want hy presteer, hy doen sy ding self, hy vra nie baie van jou nie, hy kyk na homself, sy onderhoud is baie laag. En in die voerkraal waar ons nou natuurlik ernstig somme maak, want ek meen daar gaan sente maak geld. So jy kyk na die fynere goed en daarso het ons die prestasie was eintlik verbasend hoe hulle presteer het. Op backgrounding het die kalvers uitstekend gedoen. Ons was geskok hoe goed die kalvers op die backgrounding presteer en dan as hulle voerkraal toe gaan nog verder presteer. Baie rasse presteer op die veld, maar as jy hom skuif kraal toe, val hy in mekaar, hy kan nie byhou nie. Ander beeste sukkel weer op die veld, maar die oomblik as jy hom in die kraal sit, doen hy weer beter. Dis 'n algemene ding wat jy sien in die ras het regtig in alle wêrelde waar ons hom sit, bewys hy homself. En natuurlik ons is mense wat hou van wat ons sien. Fenotipe is belangrik vir die Suid-Afrikaanse beesboer. Die draadmaster is 'n rooi bees. Ons kudde is 3/4 puna, sodat 'n baie sterk puna faktor. Wat ook belangrik is, dis 'n bees wat mooi haarkleed het in die winter, hulle hare raak nie baie lank nie. So dis 'n bees wat na die Suid-Afrikaanse beesboer se belange aanraak. En dis hoekom die mense van hom hou. Dis hoekom ek van hom gehou het. Dis 'n mooi bees wat ook goed presteer. So dit is hoekom hy jou die beste van albei wêrelde bied. En dis hoekom die boere so baie van hom hou. Johan, baie dankie. Dit is 'n mondvol gewees. Ja, sterk met die voorbereiding vir die veiling. Ons sien jou daar. Dankie, Tinus. Dis nie net van stoetboerdery nie. Hierdie is boerbeeste. Sien jy by die veiling?